516 waar ons sê, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, nogtans sal ek in die Here juig. Ons sing hom een keer saam. Psalm 111 staan daar die volgende: Met my hele hart wil ek die Here loof, in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Die Here wat genadig en barmhartig is, wat nie sy dienaars vergeet nie, kom groet u vanoggend en sê genade en vrede vir julle, van God die Vader, van die Here Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing as loflied lied 190, waar ons sê, Grote God, aan u die eer, heerlik is, waar u regeer. Ons gaan vers 1 en 3 saam sing. In Matteus 11 van vers 25 af gee Jesus vir ons 'n uitnodiging. As hy sê, daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En ook niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my,
want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Jesus gee vir ons die uitnodiging en sê, kom na my toe. Kom en kom hoor, kom leer, kom wees rustig by my. En daarom kan ons ook vandag weet dat niks ons van die liefde van Jesus skei nie. Om ons bely dan ook wie Jesus vir ons is, en ons gaan dit doen deur saam te sing lied 514, as ons sê, ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef. Om ons sit net so, dan sing ons vers 1 en 2 as 'n belydenis saam. Ons is die Here se kinders, as ons hierdie versekering het dat hy ons Heer het, dan moet ons ook met blymoedigheid en met vastigheid aanhou om die pad te loop soos hy van ons vra. Daarom in Efesiërs 6 gee Paulus dan ook vir ons duidelike riglyne en sê, maar hou moed. Efesiërs 6 van vers 10 af staan daar, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Wees waaksaam en bid, bly op julle pos, juis sodat ons ook die aanslag wat teen ons is, kan teenstaan. As ons dit besef, dan kan ons nie anders as om ook onsself toe te wy aan die Here wat ons die krag gee nie. Kom ons sit so en as gebed sing ons saam met 266 waar ons sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word.
sê as hierdie eenvoudige gebed om te sê maar, laat U wil geskied. Laat U heerskappy bo alles en oor alles wees. As ons volgend hier kom sit, hier by mekaar kom, dan is dit juis om U teenwoordigheid ook so te beleef, om te hoor, maar wat sê U, wat vra U van ons? Om te kom getuig en te sê, maar bo alles, bo my werk, bo alles wat gebeur rondom my, is U die een wat in beheer is. Dis U wil wat saak maak, is U koninkryk wat saak maak. En Vader, as ons vanoggend in nederigheid en afhanklikheid voor U kom sit, dan vra ons dat U ons gedagtes sal stilmaak vir hierdie tyd, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat U woord vir ons lewend sal word, dat U Gees duidelik sal spreek in ons harte. Vader, laat ons ook hier waar ons saam is, sal weet, maar U is teenwoordig, U los ons nie. Vader, ons is hier vanoggend, omdat ons die kinders is, en daarom vra ons, spreek U, want die dienaars luister. Amen. Ons teksgedeelte vanoggend is 1 Petrus 3. Die laaste paar weke kyk ons al na wat is God se wil vir ons lewe. Wat vra God van ons? Wat verwag hy vir ons? En ons het gesien dit sluit 'n paar goed in. Dit sluit in dat God se wil daaroor gaan dat ons fokus op Hom, op wat sy wil is, nie ons eie nie. Dit gaan nie oor ons eie ego, ons eie wil nie. Dit gaan ook oor Jesus. Oor die voorbeeld wat hy vir ons gegee, die goeie nuus wat hy vir ons gee om uit te dra. En as ons dit besef, dan kom daar familiereëls in. Familiereëls wat maak dat ons hierdie wil makliker uitleef. Laasweek het ons dan na die eerste een gekyk, wat gesê het, maar doen goed. Doen goed aan die mense om jou. Wees goed vir hulle. En vandag kyk ons dan verder na ons tweede reël in 1 Petrus 3, wat ons het sien, wat het ons herinner en ons attent maak daarop, dat daar ook teestand kom. En ons moet teestand ook vat. So kom ons lees saam, 1 Petrus 3, van vers 13 af, gaan ons daar so saam lees, daar so staan. Wie sal julle kwaad aandoen, as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied vir Christus wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ons lees net tot daar vanoggend. Hierdie paar verse is verse wat eintlik ongelooflik baie inhoud vat. Vers 13 begin en hy begin met 'n ondenkbare vraag. Hoekom sal enige iemand jou wil kwaad aandoen as jy goed doen? Jy doen dan juis goed. Waarom? En vers 14 gaan en hy vat hierdie vraag verder, hy brei uit daarop, dat hy sê, maar selfs al is hierdie moontlik, selfs al gaan mense jou tel, kry jy moeilikheid omdat jy goed doen, moet jy dit as 'n voorreg beskou. Lyding as gevolg van goed doen, as 'n voorreg beskou. Daarmee saam kom nie waarskuwing, maar moenie bang wees as mense teen jou is, as jy goed doen. Moenie afskrik word nie, moenie ophou om goed te doen nie. 'n duidelike riglyn wat sê, maar dinge gaan nie altyd soos wat dit moet nie, soos wat 'n mens verwag nie. Vers 15 vat hierdie hele gedagte verder, en hy sê ons gesindheid rondom goed doen en om aan te hou daarmee, ten spyte van ander se opmerkings, ten spyte van teestand, moet juis wees omdat dit gaan oor die heilige eerbied van God. Dis waaroor dit gaan. Vers 15 begin en hy sê, maar in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Dis die gesindheid, dis die plek waaruit hierdie goed doen moet voortspruit, waaruit dit moet aanhou. Dis waaroor dit gaan. Eerbied vir God maak dat 'n mens nie moeg en moedeloos word nie.
Dit maak dat jy nie moeg en moedeloos raak vir die mense om jou nie. Hoekom nie? Want dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor God. Wat doen ek? Wat beteken ek vir God? Dit gaan oor optrede uit eerbied vir God. Wanneer ons gesindhede bevraag, wanneer ons gesindhede bevraagteken word, is dit ook belangrik om gereed te wees om 'n antwoord te gee. Gereed te wees om 'n antwoord te gee uit nederigheid, uit beskeidenheid, maar ook om te sê, maar dit gaan oor hom. Ons moet met ander deel dit wat Christus vir ons gee, dit wat hy vir ons beteken, dit wat hy vir ons doen. Vers 16 bevestig hierdie weer eens, as hy sê, maar ek herinner julle gesindheid moet reg wees. Deel met ander wat God vir julle doen, uit beskeidenheid uit. Leef 'n lewe wat dit wys, 'n lewe wat anders is. Ons lewenswyse moet die verskil maak in dit wat ons doen. Vers 17 kom dan en maak dit nog duideliker dat dit beter is om God se wil te doen. Al gaan jy ly daaroor as om sleg te doen. Soms gaan dit beteken as ons binne God se wil leef, as ons doen wat God van ons vra, dat daar gaan lyding wees, dat daar swaar kry gaan wees. Hierdie is seker een van die moeilikste dinge om te besef, om te begryp. Steeds binne God se wil is daar moeilike tye. Steeds binne God se wil moet ons bereid wees om verneder te word, om benadeel te word, om bespot te word, om onsself tweede te stel ter wille van God se saak. Dit is nie natuurlik vir ons nie. As ek nou vir jou sê, maak jou naam, weet nie wat nie, is nie natuurlik vir ons nie, meeste van ons nie. Dit gaan teen alles in wat ons is. Hoekom? Want ons wil opstaan, ons wil daarteen veg. Ons is baie keer bereid om God te dien, solank dit onsself nie skade doen nie, solank dit onsself nie benadeel nie, solank dit nie ons veiligheid indring nie, ons word nie bedreig nie. Wanneer dinge moeilik raak en God se wil van ons vra om aan te hou, dan is dit waar dinge nie lekker is nie. Die realiteit van ons geloof is dat geloof nie 'n sprokiesverhaal is nie. Geloof is nie iets, as ons in die Bybel lees, as ons na Christene voor ons kyk, is geloof nie iets wat net maanskyn en rose is. Dit is duidelik dat dit nie beloof word nie. Nie totdat Christus se teenwoordigheid, totdat ons by hom is eendag nie. Christene het begin as 'n beweging van randfigure, van nobodies, wat opgestaan het en ten spyte van lyding, ten spyte van armoede, ten spyte van sosiale uitbanning 'n magnetiese leefstyl te leef wat ander aantrek, wat vir ander dit moontlik maak, wat liefde gee, wat omgee, wat anders is. Hulle identiteit was in Christus gesetel. Hulle hoop, hulle moed om eenheid te gaan. Omdat hulle in Christus vasgevang was, daar gebly het, kon hulle lag, kon hulle huil. Het hulle hoop gehad, al het dit hopeloos gelyk. Hierdie Christene het binne God se wil geleef met die wete dat daar moeilikheid gaan wees. Hulle was nie altyd gewild nie, maar tog het hulle volhard in hulle liefde. Hulle liefde vir die Here het hulle vrees vir lyding, vir vernedering oortref. Hulle het geweet dat om Jesus te volg beteken om jou kruis op te tel en te dra. Dis wat hulle anders gemaak het. Die lewe gaan nie net oor ons eie selfbehoud nie. Navolging van Jesus gaan nie oor selfbehoud nie, of oor in die instandhouding van 'n godsdiens nie. 'n Godsdiens wat se hele tyd moet laat goed voel nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Christus se volgelinge sluit mense in soos 'n Samaritaan wat tyd gemaak het in sy skedule om sy hande vuil te maak om iemand wat hy nie ken nie op te tel en te help. Jesus se volgelinge sluit mense in soos Stefanus wat terwyl mense besig is om hom dood te gooi met klippe op te staan en nie op te staan nie, te bid en te sê, maar Here vergewe hulle. Jesus se volgelinge oor die eeue is nie mense wat terugduins vir teenstand, vir opofferings nie. Hulle volg op die hakke van hulle Here.
Om Jesus te volg is 'n risiko. Jy moet weet waarvoor jy jou inlaat. Jy gaan moeilikheid kry, jy hoef nie moeilikheid te gaan soek nie. Maar moeilikheid kry jou. Moeilikheid kry jou as jy opstaan vir mense wat weerloos is. As jy weier om 'n geldjie onder die tafel te ontvang of te betaal. Moeilikheid kry jou as jy omgee vir mense wat anders dink, anders optree. Maar as jy hierdie moeilikheid kry, dan is dit omdat jy in die wil van God leef, daaruit beweeg. Dan leef jy met die houding, die gesindheid, Jesus eerste, my wil, my goed, tweede. Dan gaan dit op die einde van die dag oor God se wil. Die vraag bly altyd, is dit God se wil of is dit jou lewe wat saak maak? Om teenstand te vat is nie altyd 'n grap nie, dis nie altyd maklik nie. Baie mense verloor juis hulle geloof as daar swaar tye is, as daar teenstand is, as hulle weerstand kry. Twee geloofsdiewe waarvan hulle praat in die Bybel is swaar kry en gierigheid. Swaar kry maak dat mense handdoek ingooi. As mense die vraag vra, maar waar is God as ons swaar kry? Hoekom doen hy niks as ek bid nie? Is dit maklik om ook geloof te verloor? Soms as mense in weelde begin leef, verdwyn hulle afhanklikheid van God, verdwyn hulle wil om te besef van waar af dit kom. Hulle het hom ons nie meer nodig nie. Meer op my eie. Op die einde van die dag verloor jy jou geloof, want ek kan dit self doen. As ons Jesus volg, moet ons op die uitkyk wees vir die gevaar rondom ons, gevaarpunte, en ons moet aanhou om op hom te vertrou, aanhou om aan hom vas te hou, aanhou om in moeilike tye ons kruis op te dra en te dra. Want dan staan ons plek vol as lid van God se familie. Die lewe is nie altyd maklik nie. Het is nie altyd eenvoudig om binne God se wil te leef nie. En soms vergeet ons hierdie werklikheid. Soms vergeet ons die realiteit dat die lewe moeilik is, dat die lewe onregverdig is. Dit is nie 'n storieboek of 'n fliek waar die held elke keer wen en hy oorleef nie. Het jy al daai flieks gekyk wat jy dink hy moet dood wees, maar op 'n manier oorleef hy? Ons geloof werk nie altyd so nie. Dinge is nie altyd net reg nie. Ons is maklik om vir mekaar te sê, daar sal 'n deurbraak kom. Maklik om vir mekaar te sê, as God die deur toe maak, maak hy 'n venster oop. Soms is dit waar, maar soms is dit werklik nie wyse opmerkings om te maak nie. Geloof is nie soos 'n dobbelspel, waar ons mekaar moet wys maak dat ons die volgende een is, wat die geluk gaan kry nie. Geloof is geen kort pad na geluk toe nie. Gebed is nie 'n gewaarborg dat daar geluk gaan wees nie. Die lewe is moeilik, om Jesus te volg is moeilik. Wanneer ons hiermee vrede maak, wanneer ons dit besef, dit begryp, dan staan ons 'n kans om God raak te sien in die storms van ons lewe. Om God raak te sien as dinge nie sin maak nie. God wat weet van swaar, sy seun wat die middelpunt van dit alles op aarde was. Nogtans het hy die kruispad voluit geloop. As ons hierdie realiteit besef, die realiteit dat dinge moeilik is, dat daar nie altyd maklike uitkoms is nie, dan besef ons iets van die hoop wat daar ook is. Klaagliedere 3 vers 18 tot 24 staan daar die volgende: 'n werklike klaaglied, en as jy hom vroeër hoor op begin in die gedeelte in die hoofstuk, dan sê hy dit nog beter. Waar hy sê, ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop in die Here. Die gedagtes aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Ek kan dit nie sin maak uit nie. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Die trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. 'n vreugde, 'n bevestiging, 'n geloof wat ons nooit moet ingee nie. Moenie die aftog blaas nie. Moenie ophou om te beweeg nie. Moenie bewe vir die magte rondom jou nie. Moenie ophou glo nie. Ook in die donkerste tye is God goed vir ons.
Ook in die donkerste tye is dit hy wat vir ons hoop gee as ons na sy wil vra. Nooit mag ons ophou om na God se wil te vra nie. Nooit mag ons ophou om te beweeg binne sy lig nie. Nooit mag ons ophou soek nie. Juis in die donkerte moet ons God se wil ken. Juis in die storm is dit die regte tyd om die kompas op die Here se noord te stel. Die regte tyd om te besef, maar hy's daar, hy los ons nie. God se lig, God se ontferming strek nie net so ver soos wat die lig skyn nie, maar dit strek tot in die donkerste diepstes. Daar's geen begin, geen einde daaraan nie. Daar's ook geen vervaldatum aan God se omgee nie. Dit is altyd daar. Elke môre nuut. Ons moet net aanhou vra en soek na God se wil. As ons aanhou bely, die Here is my lewe, dan leef en oorleef ons in enige situasie. Dan kan ons nie eers teenstand ons uit die hand van God ruk nie, dan kan ons blymoedig ons kruis dra, want die Here is my lewe. As ons dit besef, ons kan met moed hierdie pad loop, dan moet ons ook besef, ons hoef nie moeilikheid te gaan soek nie. Die Jakobusbrief en die Petrusbrief sê van die begin af dat lyding en teenstand toestande is toetse vir ons geloof. Volharding in teenstand is die vrug van 'n getoetste lewe in God se diens. Dis wat wys dat ons glo, dat ons vas staan. Maar lyding en teenstand is nie dit waaroor dit gaan nie. Tye van verandering wanneer die winde rof waai, bied 'n toets. Maar die Here is net so sigbaar in ons lewe as die reën kom, as die son skyn, as dit goed gaan. In hierdie tye vra God dieselfde toewyding, dieselfde volharding as in die moeilike tye. Ons vergeet dit. Ons eintlike leerskool, die plek waar ons eintlik ons geloof moet beoefen en moet toets en moet leer leef, is nie as dinge swak en sleg gaan nie. Dit is juis in ons verhouding met God dat ons altyd moet aanhou. Ons leer nederig by Christus. Ons leer om kleiner te wees, om aan sy voete te gaan sit. Ons leer dat hy ons leermeester is, die Heilige Gees wat dag vir dag daar vir ons is. Ons eerste inoefenplek vir ons geloof is by Christus. Om heiliger te leef. Om stiller te raak, om eerliker, getrouer, meer diensgerig te wees. Ons leef in sy wil, of daar teenstand is of nie. Ons bly binne hom. Dit gaan nie oor die moeilikheid wat ons kry nie. Dit gaan nie oor die lyding nie. Dit gaan oor hoe ons verhouding met God lyk. Hoe ons saam met hom die pad bly loop, in die son skyn weer en in die storms. Dit is wat die verskil maak. Maar om God te volg, om Jesus se wil uit te leef in die goeie en die tye, in die goeie tye en in die slegte tye, vra iets van 'n mens. God se wil kos jou. Lukas 14 vers 28 sê Jesus dit self, as hy vir hulle sê, wie van julle wat 'n gebou oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Wie gaan nie eers 'n kosteberekening doen voordat jy hierdie stap doen, voordat jy dit 'n ding gaan bou, 'n ding maak nie. Ons moet die prys bereken of ons kans sien om God te volg. Om sy voorwaardes in die goeie en in die slegte tye te volg. Of ons bereid is om sy wil te leef, binne sy wil te leef, al beteken dit dat ons nie gewild gaan wees nie. Ons moet daaroor dink, want die lewe gaan verby. Ons moet daai besluit maak, want ons tyd op aarde is net so lank. Disippelskap kos iets. Besef wat dit werklik vra in tye van teenstand en ook in tye van stryd. Om te lei ter wille van jou beginsels en jou geloof in Christus is eerbaar in God se oë. Standvastigheid is die kroon van dit wat 'n lewe van standvastigheid is die kroon van 'n lewe wat 'n gekruisigde self beteken. Dis 'n lewe waar ons nie leef, waar ons sing, waar ander ook dit raak sien. 1 Petrus 3 sê baie goed en ons kan lank uitbrei, voorbeelde gebruik van hoe mense lyk wat aanhou in stryd. Ons gaan kyk na die disippels wat hulle alles deurgemaak het. Ons kan gaan kyk na vervolgings daarna, martelare wat ons vandag nog sien.
Die realiteit is, lyding is deel van ons lewens. Meeste van ons kry tye waar dit swaar gaan, waar ons swaar dra aan iets, of dit iets fisies is, of dit iets emosioneel is, ons dra swaar. Die woord maak dit duidelik dat dit deel gaan wees van ons lewe. Die woord maak dit duidelik dat ons nie gevrywaar is daarvan nie. Die vraag in ons lewe is egter, waaraan dra jy swaar? Wat is daai pakkie wat jy op jou skouers sit en dra ten spyte van alles? En is jou lyding vir jou iets wat besig is om jou te laat verdrink in jou moeilikheid? Of is dit 'n tyd wat jy werklik in jou verhouding met God besig is om te groei, te werk, te vestig? Is lyding vir jou 'n tyd van fokus op lyding of op lyding? Kom ons kyk gou of jy nog wakker is. Jy sien 'n paar juffrouens. Okay. Eerste lyding, wat beteken lyding met 'n lang y? Sê gou vir my. Swaar kry. Okay. Dis as jy van hier af vrede toe hardloop, dan gaan jy ly met 'n lang y. Okay, wat beteken lyding met die EI? Om te volg. As iemand jou lei, dis daai follow the leader, né? Daai lei. Iemand wat jou volg, iemand wat jou lei. Jou lyding, jou swaar pakkie wat jy dra. Is dit iets wat vir jou 'n lyding is, 'n swaar lyding, of is dit juis 'n plek waar jy God se lyding ervaar? 'n moeilike ding om te besef. Want ons kan verdrink in lyding, maar dit is nie nodig nie, want God gee hoop. Klaagliedere 3 sê so. Kom ons leef in tye van lyding, kom ons leef in tye waar dinge swaar is, sodat God raak gesien kan word deur ons optrede. Kom ons leef so binne God se wil, dat selfs as ons teëstand het, dat ons stewig kan staan, dat ons die stryd kan optel en sê, maar dit gaan oor God, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor sy koninkryk, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom, nie oor my nie. Mag ons in ons lewe waar ons teenstand, waar ons stryd beleef, dit voor God se voete gaan sit en by hom lyding kry, ook in die tye wat ons self lei. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat 1 Petrus 3 ons weer hierdie versekering gee, die realiteitscheck gee van lyding is deel van ons lewe. Om swaar te kry is deel van ons lewe. As Christene, as volgelinge van U, gaan daar kere wees wat ons moet opstaan, wat ons moet veg, wat ons moet beklei. Maar Vader, ons vra dat U ons in daai tye die moed sal gee om op te staan. Die wysheid sal gee om te weet wanneer is dit nodig om te veg en wanneer is dit nodig om in liefde net om te gee. Vader, geef ons die wysheid, die insig om nou waar ons in ons lewe is, saam met U die pad te loop en binne U wil te bly. Vader, ook as die storms kom, steeds daar te wees, by U voete, altyd aan U vra, altyd aan U soek, na U. Vader, volgend kom bid ons vir almal wat heiliglik swaar kry, almal wat fisiese probleme het wat hulle moet oorkom. Vader, wees U by hulle. Wees U die een wat hulle toevou, wees U die een wat vir hulle hoop gee, wees U die een wat hulle kan sê, maar die Here is my lewe. Daarmee saam bid ons ook vir almal wat emosioneel sukkel. Vader, ons het soveel mense in die samelewing deesdae wat ook emosionele ladings het, wat goeders dra, wat hulle nie altyd wys nie, en ons kom bid en ons kom vra dat U daar ook sal hoop gee. Gee dat hulle ook hulle pakkies voor U kom neersit en sal weet hulle is nie alleen nie. Vader, op die einde van die dag wil ons nie doen wat ons wil nie, maar wat U wil. En ons bid dat U ons as gemeente sal seën en beskerm, vir ons sal leiding sal gee, dat ons binne U wil sal bly. Vader, wys ons, leer ons, sit op ons harte waar U wil hê ons moet werk, waar ons moet dien. Want Vader, ons het U ook nodig daarin. Dankie dat ons dit alles voor U voete kan kom neersit.
Dankie dat ons kan weet, U los ons nie alleen nie, U is altyd daar. Vader, help ons en gee dat ons werklik U naam sal groot maak, U wil sal laat kom, dat U koninkryk tussen ons sal wees. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here met die offers te doen.